Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings tyd. Dankie dat jy saam met die pad gestap het. 2 weke wat ons gepraat het oor die gesond word van Paasfees na Pinkster en die trauma. Ek kan vir jou nou al sê, van volgende week af begin ons praat, die oploop na Pinkster toe, net Pinkster. Gaan ons begin praat oor die beloftes, die droom, die doel van die Heilige Gees wat die Here vir ons stuur. Maar kom ons maak eers klaar, die gesond word pad. Johannes 21:15 en 16. Toe hulle klaar ontbyt geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Meer as hierdies. Petrus sê vir Jesus: Ja, Here, U weet dat ek U lief het. Jesus sê vir hom: Gaan versorg my lammers. Jesus vra hom toe 'n tweede keer: Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Ja, Here, U weet dat ek U lief het, antwoord Petrus. Jesus sê vir hom: Wees 'n herder vir my skape. Nou, ons het nie tyd nie, maar ek kan nou nog aan lees. Want Jesus vra vir hom 'n derde keer: Petrus, het jy my lief? En dan sê Petrus, dan word hy kwaad, dan word hy bedroef, en hy sê eintlik 'n kras woord, sê hulle daar: Here, U weet dat ek U baie lief het, met alles binne in my. Hoekom gebeur hierdie? Want Petrus sukkel met vergifnis. Petrus moet homself vergewe. Want Petrus het beloof: Here, ek sal U nooit verlaat nie. Petrus het beloof: Here, ek sal beklei. En Petrus het dit gedoen, hy het 'n swaard uitgetrek, 'n ou se oor afgekap, hy was fighting, fit and ready. Maar toe diensmeisie hom vra 3 keer, deur die rook, by 'n kaggel, vuur, toe sê hy: ek ken hom nie. En nou weer, deur 'n rook, by 'n vuurtjie, sê Jesus: kom ons replay gou daai situasie. Het jy my lief? En jy kan dink, Petrus was shattered, né? Jy sou geweet, ek is, elke keer as ek dan dink, die kere wat ons Jesus verloon het, geval het vir 'n versoeking, dom goed gedoen het, en hier is die beginsel, en ek gaan klap, jy moet jouself vergewe. Jy moet jouself vergewe. En dit nie lig maak nie. Ek sê nie, ag, almal sondig, en jy sondig, en ek sondig, ag, almal sondig, en ons gaan maar net aan nie. Nee, jy moet dit nie goedkoop maak nie. Maar jy moet jouself vergewe, en sê: Here, U weet, ek probeer my bes, ek wil U lief hê en ek gaan aanhou U voluit dien. Ek gaan nie halfmas nie, ek gaan nie kwart nie, ek gaan nie lackadaisy, ek gaan nie, ag, almal sondig, so ek gaan maar net aanhou sondig, en nou sondig ons man, dis maar okay nie, nee, ek gaan nog steeds fight. Petrus was hierna weer fighting fit, mens, hy het weer sy krag teruggekry, hy was weer die een wat sê: ek sal U nooit los nie, en hy het die sleutels van die koninkryk gekry, en hy het gaan werk. So moet dit nie easy maak vergifnis nie, maar jy moet daarby uitkom. Vergewe jouself en word fighting fit. Laat die skape gaan wei, laat die lammers wei, kyk na my skape. En Petrus kry sy opdrag en sy roeping en sy purpose as hy homself vergewe. Jy ook. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, deel van ons groot trauma is vergifnis. Baie van ons trauma is ons eie foute. Dit is nie net altyd ander mense se foute nie. En Here, nou bid ons, help ons om onsself te vergewe en te hoor, wie's die skape, wie's die lammers, wat ons moet voer en laat wei en na kyk en moet na omsien. Wat is ons roeping? Wat is ons doel? Wat is ons droom? Wat is ons purpose, Here? Dankie dat ons onsself kan vergewe, nie ligtelik nie, maar ernstig. Dankie Jesus, dat U my ontdek en ontvang en ontmoet waar ek is, in my gebrokenheid, en my nog steeds roep. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie liewe vriende, ek sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.